Goeiemôre vriende, so in die begin van die naweek, dis Vrydag die 30ste Januarie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Vader, U kom sê vir ons in Psalm 1 dat regverdig is soos bome wat geplant is by waterstrome, wat die blare nie van verwelk nie en wat die vrugte gee op sy tyd. Here, dit is wanneer ons 'n lewende verhouding met U het, wanneer ons in Jesus se voetspore volg en wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk, dat ons sulke bome, lewende bome is. Gee dat ons, Here, in hierdie tyd ook lewende bome sal wees. Here, sterk bome vir U, omdat ons gegrond en gewortel is in U self, in 'n lewende verhouding met U. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons het met Tessalonisense begin, 1 Tessalonisense, en net om meer vinnig vir julle in die prentjie te bring, brief so 50 na Christus geskrywe. Ons sien dit was Thessalonika was 'n ongelooflike bedrywige handelsstad gewees, een van die florerende handelssentrums van daai tyd gewees. Hy was ook, vriende, kan ons sê, ek dink hulle sê is om en by 100,000 inwoners gewees. Meeste was Grieke gewees, gevolg deur Romeine en Jode, né? So dit was nogal 'n klompie gewees, maar nie naaste by in terme van die getalle wat ons natuurlik nou vandag het nie, né? Dan, vriende, as ons verder kyk, dan sien ons wat die situasie in die gemeente was dat hulle ernstige vervolging beleef het. Onthou nou, hulle het uit die heidendom uit bekeer tot die Christendom, vir Jesus Christus aanvaar, so hulle het ernstige vervolging beleef. Hulle het die afgode verlaat, liewe vriende, om 'n lewende God te aanbid. Nou kan julle dink, hulle is nog jonk in die geloof, en natuurlik is dit so dat as jy nog jonk in die geloof, so ken jy nie alles nie, en dan kan jy nog baie keer weer wil terugdwaal, né? Dit is maar net so terloops. Hulle het vrae gehad oor lyding self, hoe Paulus geoorlei het, vriende, oor die heilige lewe, en dan wat gebeur met gelowiges wat sterf, voordat Jesus terugkom. En daar was in Thessalonika, was daar nogal 'n groterige verwarring, soos ons nou sal aangaan, sal julle dit sien, en onsekerheid oor die wederkoms. Ja, dan sal julle sien nou later as ons aangaan as 'n bietjie onderwysing oor heiligmaking, veral rondom seksuele reinheid, liefde vir mekaar en 'n stil eerbare lewe. Net so, basies net so klein ietsie net, wat julle net weet dat die konteks verstaan, hè. Ons is nog steeds in die eerste hoofstuk, waar Paulus natuurlik vir hulle sê hoe dankbaar hy is vir hulle. Hy kom sê dat hy gesien het hulle die werk van geloof, dit is, hy kom herinner God die Vader dat daar geloof is by hulle, dat daar inspanning deur liefde is by hulle, dat daar volharding is op hulle hoop op Jesus Christus, net kom sê hy vir hulle. Dan het ons 'n bietjie stilgestaan by die voorbeeld, en julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Dit is 'n pragtige stuk getuienis van Paulus oor hierdie gemeentetjie, né? En hoor wat sê hy nou verder van dit gaan nie heeltyd oor hierdie gemeente. Hy sê, van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig, en het oral die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Vriende, is dit nie 'n ontsettende groot stuk getuienis nie? Oral, onthou dat daai tyd is heidense tyd, hè. Dit is 'n heidense tyd, amper nou soos wat jy in 'n moslimland sal ingaan, hè. Dit is mense wat glad nie met Christus enigiets te doen wil hê nie. Dit was nie maklik nie, dit was nie ligte musiekie. Daarom is hulle doodgemaak en het hulle swaar gekry en het hulle lyding verduur. Nou, maar basies soos nou ook, as jy gaan kyk na geopende deure se statistiek, wat hulle vir ons gee, vriende, hoeveel Christene word op hierdie stadium vermoor omdat hulle Christene is. Nie omdat hulle iets verkeerds gedoen het nie, omdat hulle Christene is. Dan is die martelaarskap, vriende, van Christene, die doodmaak van Christene, vier hoogtyd nou nog. Dit het nog nooit opgehou nie, maar weet julle wat se ironie? Hoe meer mense hulle doodmaak, en dit het ons gesien in die Bybelse tyd ook, hoe meer kom mense tot bekering. Nee. Jy kan nooit 'n ware godsdienst regtig onderdruk nie. Hier's 'n klomp vals godsdienste, vriende. Hier's 'n klomp vals godsdienste, onder dit Islam.
Ons kan nou daar moet 'n bietjie hiernatoe en 'n bietjie daarna toe. Natuurlik moet ons respek hê vir ons medebroers en susters in Islam vriende, maar dit is 'n valse godsdiens. Dit is 'n valse godsdiens. Die Bybel sê dit is die anti-Kris, hulle glo nie in Christus nie. So ons moet dit mekaar ook vir mekaar sê, en dit is nie omdat ons lelik is nie, liewe vriende. Dit gaan nie oor 'n ideologie nie, dit gaan net oor 'n feit. As jy na die Bybel gaan kyk, dat al die bronne wat die Bybel bevestig, vriende, is daar soveel bronne wat dit bevestig die hele tyd. Hierso sit ons met een ouetjie wat 'n openbaring ergens gekry het, en as jy na sy eie lewe kyk, hoe hy met 'n meisiekind op 9 jaar getroud, seks met haar gehad het, nou sy hele groepering is daarin vasgehang op die ou en nê. So ja, so dit moenie dink dit is snaaks op hierdie stadium, vriende, in die wêreld as daar vervolging is. Dit kom al van daai tyd, en daarom sê Paulus, weet jy, dit is so wonderlik. Dat julle 'n voorbeeld geword het vir die gelowiges. Ons hoef nie eens meer te gaan praat met hulle nie. Hulle kan in julle sien wat dit beteken om Christus te aanbid. Dan sê hy, die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien, en dat julle sy seun wat uit die dood opgewek het uit die hemel verwag, Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom sê Paulus. Die mense vertel vir hulle wat hulle in hierdie mense in Thessalonika sien. Hulle sien in hierdie mense dat hulle vir Jesus aanvaar het, dat hulle bekeer van die afgodedom, van die heidense afgode waar hulle was, en hulle bou vas aan Jesus Christus. Is dit nie 'n wonderlike getuienis? Dis 'n absolute wonderlike getuienis. Gaan lees weer 'n bietjie hoofstuk 1, vriende, net op 'n getuienisvlak oor 'n gemeente wat 'n heidene was en wat tot bekering gekom het. Amazing wat Paulus hier sê. Dan gaan hy aan in 2, dan sê hy, julle weet tog self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. So daai tyd al was daar felle teenkanting. Vriende, want die woord van God is uniek, die woord van Jesus Christus is uniek, die woord van die Heilige Gees van God die enig is uniek, liewe vriende. 'n God wat liefde betoon, 'n God wat vir ons kom sterf het aan 'n kruis. Dan sê mense, maar dis nie moontlik nie. Nou dit is as jy nou 'n plat kop het, liewe vriende, soos ek ook by een het, en dan dink jy nou jy kan nou vir God uitfigure wat die heelal gemaak het. Waarvan die aarde een van die kleinste planeetjies is, een van 400 miljoen net in die Melkwegstelsel. Dan dink jy kan dit uitsort, né? So by Paulus sal hy die felle teenkanting gekry. Daarom moet ons weet, Jesus sê, julle sal nog meer teenkanting kry, sê hy op 'n ander gedeelte, né? Dan gaan hy aan, dan sê hy, ons prediking berus immers nie op dwaling nie, kom ook nie voort uit onsuiwer beweegredes nie, en is sonder enige bybedoelings, kom sê Paulus. Nee, God het ons gekeer en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy weet ons diepste gedagtes toets. En daarom, liewe vriende, kom Paulus en hy praat reguit. Paulus kom op die man af. Paulus is nie bang nie. Paulus het deur baie swaar en seer en lyding gegaan, maar hy is nie bang nie. Hy is onverskrokke. Hoekom? Omdat hy vir Jesus Christus self persoonlik op die pad van Damaskus beleef het, om totaal verander het. Is nie meer dieselfde nie, né? Daarom kom hy en hy kom verkondig hierdie evangelie waaroor hy so absoluut passievol is, en daarom het ons, ek dink, is om by 13 briewe van Paulus in die Nuwe Testament. Ek dink ons verstaan jy hierby. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.